Goeiemôre, dit is Woensdagoggend 14 Mei 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En soos wat meeste van julle seker reeds weet, het die eerste vlug van 49 Suid-Afrikaanse vlugtelinge of Afrikaner vlugtelinge dan in Amerika aangekom en na aanvanklike vertraging by OR Tambo lughawe het hulle uiteindelik gevlieg en is hulle almal tans in Amerika. Dit gaan nie vir diegene wat daarheen vertrek het maklik wees nie. Die plasings, die vestiging gaan tyd neem. Dit gaan moeilik wees, maar ek wens hulle alle voorspoed daartoe. Tog voel ek hartseer dat dit nodig was vir mede-Afrikaners om die land te verlaat. Dis 'n uitseer hartseer situasie wat eintlik op ons land afgedwing word. Ons is dankbaar dat Trump as die eerste leier van 'n wêreldmoondheid wat in 'n tydperk van 140 jaar aan die Afrikaner erkenning gee. Dit beteken eintlik baie, want dis erkenning dat ons as 'n kultuurgroepering bestaan, die feit dat hy vir ons die vlugtelingstatus daar aangebied het, en dit is alles bydraende drukfaktore wat hy toepas op die ANC-regering ten opsigte van hulle buitelandse beleid teenoor Israel, Palestina, Iran en dan China. So daardie vlugtelinge, daardie Afrikaner vlugtelinge sal nou deur 'n tydperk gaan, moeilike tydperk, maar een wat vir hulle nuwe hoop gee, hoop wat weggeneem is in Suid-Afrika as gevolg van BEE, die feit dat baie mense hulle werke verloor het en nie meer in staat is om vir hulle families te sorg nie, die feit dat hulle ekonomiese vermoëns van hulle weggeneem het, en dit hulle eintlik verdruk in hulle eie land gelaat het. Ek wil vir julle 'n stukkie nou speel, 'n debat wat gevoer is by ek dink ENCA wat dit gedoen het, en ek dink ja, julle sal dit nogal goed vind, dat ek hom net kry, net so oomblik. Daar sê man, daar sê, sukkel ek dan nou vanoggend so. Maar goed, hier kom hy nou, en ek gaan hom speel vir julle. The of the United States to grant refugee status to a group of Afrikaners has drawn a sharp response from President Cyril Ramaphosa. He raised South Africa's concerns directly with US President Donald Trump during a phone call earlier. Well, we've raised our own concern because those people who are being enticed to go to the United States do not fit the definition of a refugee. A refugee is someone who has to leave their country out of fear of political persecution, religious persecution, or economic persecution. They don't fit that bill. They don't fit that description. Ek gaan hom nou eers daar so stop. Hy sê daar dat per definisie kwalifiseer die Afrikaner nie vir vlugtelingstatus nie. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie, want hy vertel nie die volle storie daar nie. En kom ons gaan kyk dan na die refugee storie. Ek wys dit weer vir julle. Bring dit op. Dan kan ons gou kyk. Dan kyk ons na die definisie van vlugtelinge. Dan sê ons, the 1951 Refugee Convention defines a refugee as a person who, owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, member of a particular social group or political opinion, is outside the country of their nationality. Maar
Pinocchio gaan nie verder en sê vir ons die res daarvan nie. Hy sê nie die feit dat dit is verbreed. Hierdie definisie is verbreed en dit sluit dan in die volgende. Broadening this definition by including people who are compelled to leave their country, because of external aggression, occupation, foreign domination, en dan die regte woorde, internal conflicts, massive violation of human rights, or events seriously disturbing public order. En dis eintlik die gedeelte wat ek dink hiervan belangrik is die feit dat internal conflicts, massive violation of human rights, or events seriously disturbing public order. En dit is die gedeelte wat Cyrillus uitgelaat het uit die hele proses uit. 'n Mens kan nie 'n vlugteling in jou eie land wees nie. Jy is 'n misplaaste persoon of 'n interne verplaaste persoon as jy nie oor die grense van jou land uit is nie. Jy's 'n vlugteling as jy oor die grense pad gee vir dit wat hy nou hier noem. Maar op gronde van massive violations of human rights, menseregte wat te nagekom word in Suid-Afrika, 85 moorde, verkrachtings, aanrandings, bendes wat rondhardloop en skiet, paaie wat vol spykerpunte gegooi word, karre wat gedwing word om te stop, en dan word hulle beroof. Ons sien hier die cash and transit heists, en alles wat daarmee saamgaan, dat met ander woorde as gevolg van hierdie potensieel baie gevaarlike goed, word hy gedwing om die land te verlaat, en dan is jy 'n vlugteling wat gedwing was deur hierdie interne gebeure, dit wat politikuste sê, dit wat hulle uitsprake wat hulle maak, dit alles dra by daartoe dat dit hulle forceer om 'n vlugteling te raak. So nou kan hulle maar klaar en hulle kan debatte hou en hulle kan hulle menings oor die vlugtelingstatus uitspreek. Hulle kan daaroor gesels. Die feit van die saak is, dit wat nou gebeur het met hierdie groep Suid-Afrikaners wat die land nou verlaat het, is suiwer. Die oorsaak is die politici en dan die ANC se volgehoue BEE-wetgewing, hulle dreigemente van grondonteiening sonder vergoeding. En ek het gistermiddag, laat het ek met 'n joernalis gesels, ek gaan nie sy naam noem nie, en hierdie joernalis het vir my 'n paar vrae gevra, onder andere, hoe voel ek oor die mense wat die land verlaat het? En ek het ook hierdie definisies vir hom aangehaal en gesê, maar die mense word letterlik as gevolg van die omstandighede gedwing om 'n beter heenkome te vind, sodat hulle in staat is om vir hulle families te kan sorg. Dat hulle wel dit moet doen. So ek hou nie daarvan om die mense die land te sien verlaat nie. Dit maak enige iemand hartseer om te sien dat hulle pad gee uit die land uit. Maar ek gaan hulle nie kritiseer nie, want as hulle 'n lewe moet maak, en hulle kan nie meer daai lewe maak as gevolg van BEE-wette in Suid-Afrika nie, dan het hulle die reg om daai lewe in 'n ander land te gaan hê. En ek het 'n paar jaar gelede, hier in 2017, Australië besoek, waar ek met baie van die oud militêre manne wat geskuif het Australië toe na 1994 gaan toespreek het. En een van die dinge wat hulle vir hulle baie seer gemaak het, is die feit dat hulle baie beskuldig was dat hulle verlaat die land onnodig, en tweedens dat hulle is verraaiers wat die land verlaat, en hulle gaan nou hulle heimwee op ander plekke soek in die wêreld, en daar's 260,000
Afrikaans sprekendes of Suid-Afrikaners is in Perth in Australië saamgetrek. En dan praat ek nie van die res van Australië ook nie. Maar dit is net so 'n hartseer situasie dat hulle gevoel het dat hulle die land moes verlaat. En ek het hulle daaraan herinner dat ons voorouers het Europa verlaat as gevolg van vervolging, as gevolg van hulle geloof en hulle oortuiginge, het hulle pad gegee na Suid-Afrika in die hoop om 'n nuwe, beter, veilige, selfbeskikking staat te skep waarin hulle lewens in rus en vrede kan uitleef. En dit is ons eintlik al ontsê vandat ons hier aangekom het, reg deur die Boereoorlog, reg deur alles wat teen ons gebruik was, tot die 94 oorgawe, en nou sit ons in 'n regering wat dreig, 'n regering wat ons ontman om ons verpligtinge teen ons families, ons gesinne na te kom deur wetgewing, raswetgewing wat toeneem, en ons letterlik uit die ekonomie uitdwing, behalwe natuurlik vir die paar superrykes wat daar sit, die mega manne om dit so uit te druk, wat natuurlik almal BEE is en wat inteendeel deur die BEE-wette bevoordeel word. Daar is sulke mense ook. En dis hulle wat in ontkenning is oor grondonteiening, oor plaasmoorde en oor die feit dat ons eintlik al in 'n volksmoordsituasie is met die hoeveelheid plaasmoorde wat daar plaasvind. Maar nie net die plaasmoorde nie. Kom ons kyk na die ander moorde. 85 moorde per dag is skokkend vir enige land in die wêreld. Mense, dit is geweldig baie. Dit is soos 'n oorlogszone sterftes wat ons in Suid-Afrika dan ondervind en wat ons hier beleef. 'n Persoon wat dit nie raak sien nie, 'n persoon wat dit nie ervaar nie, is definitief nie bewus van wat rondom hulle aan die gang is nie. Ek het ook vir hierdie joernalis gesê dat ek self het geen planne om enigsins so 'n stap te neem soos hierdie eerste groep wat Suid-Afrika verlaat het nie. Maar ek kan verstaan hoekom hulle dit verlaat het. Ek self sal dit nie doen nie. Ek self, ons mense hier, is Afrika. Dis in ons bloed, dis in ons kultuur, en ons is absoluut verweef aan ons leefwyse en ons leefstyl wat ons tans hier in ons eie land het en handhaaf. Natuurlik moet 'n mens dankbaar wees indien jy 'n werk het, indien jy 'n inkomste het, want as jy dit nie het nie, kan jy nie versorg nie. En dan dwing dit jou om uiteindelik ook moontlik 'n vlugteling te maak. As die regering wil hê enigsins dat Suid-Afrika moet kan voortbestaan, indien daar enige hoop moet wees dat hierdie land gered kan word, dan is dit tyd om die blame game, om alles skuld vir iemand anders te gee, apartheid, kolonialisme, die blankes, dan moet ons van daai blame ontslae raak, dan moet rassepolitiek weggaan, dan moet daar regtig 'n geïntegreerde ekonomie gehandhaaf word en hulle moet die beste man in die beste pos aanstel en net dan sal dit verander. Die hele gebeurtenis met Trump was 'n geweldige skok vir die ANC en verander. Maar ek dink dit was 'n nodige ding wat in Suid-Afrika gebeur het, sodat ons vir die eerste keer in 140 jaar vir die Afrikaner kultuur erkenning kry en erkenning kry vir die feit dat ons bestaan, dat ons 'n reg het op lewe, dat ons 'n reg het op 'n veilige en ekonomiese toekoms. Dit wat juis vir ons ontsê word deur die huidige regering. En dis nie asof die regering van nasionale eenheid enigsins 'n verbetering gebring het nie. Dink mooi daaroor. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie
en ek gesels dan môreoggend weer met julle en ek moedig julle aan om hierdie video aan te stuur vir ander mense sodat hulle ook kan hoor oor die vlugtelingstatus, die interne verplaaste persoon en wat dwing 'n mens om uiteindelik dan jouself tot 'n vlugtelingstatus te laat deel raak of dit te verklaar en om dan 'n soeke te hê op die reg om te leef en ekonomies vooruit te gaan.